Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou daar is iets wat my jare lank al fascineer, vandat ek klein is. Want my ma was 'n wiskundige mens. Sy het van logika gehou en dinge moes sin maak, dinge moes pas en dinge moes bewys kan word en gefaal word. En ek en sy het baie gestry oor iets wat ek vandag nog steeds glo een van die belangrikste lewenslesse is. En dis die verskil tussen 'n of-of lewe en 'n en-en lewe wat ek baie van praat. Nou, dit klink baie soos 'n filosofie, maar eintlik is dit heel prakties. Ek dink die meeste mense leef hulle lewens soos iemand wat net foto's neem. Jy sien 'n oomblik, een gebeurtenis, een interpretasie, een gevolgtrekking en klik, foto is geneem. Saak is afgehandel en dis klaar. Maar die lewe werk nie soos 'n foto nie. Die lewe werk meer soos 'n fliek. Daar is altyd rame voor die oomblik en rame na die oomblik wat jy sien. Vat iets eenvoudig soos 'n motor. Ons ken almal daardie idee van jy droom van 'n mooi kar, daardie nuwe reuk en die gevoel wanneer jy inklim, daardie glimlag wanneer jy wegtrek. Maar saam met die kar kom ook paemente, daar kom petrol, daar kom versekering en dienskoste, die moontlike skade wat kan gebeur. Nou dis nie twee verskillende werklikhede nie, dit is deel van dieselfde werklikheid. Die kar en die lekker daarvan en die verantwoordelikheid daarvan is een pakket. Jy kry nie net die een sonder die ander nie. Maar 'n of mens kies gewoonlik een foto uit daardie fliek. Of hulle sien net een lekker, of hulle sien net die koste. Of hulle koop die kar sonder die verantwoordelikheid, of hulle koop die kar nooit, omdat hulle bang is vir die risiko en wat dit gaan kos. En albei hierdie moontlikhede mis iets. Die een mis wysheid en die ander een mis die lewe. 'n en mens verstaan dat volwassenheid nie beteken jy kies een kant alleen nie. Volwassenheid beteken jy leer om die spanning tussen die twee waarhede te dra en te balanseer in jou lewe. Ek kan die kar geniet en nog steeds verantwoordelik wees. Ek kan droom en beplan. Ek kan waag en versigtig wees. Ek kan glo en nog steeds vrae hê. Ek kan sterk wees en soms moeg wees. Dis hoe die lewe net eenvoudig werk. Die probleem is dat die ego van eenvoudige antwoorde hou. Die ego hou van fotos. Hy hou van etikette en hy hou van boksies en hy hou van reg of verkeerd, goed of sleg, vir my of teen my. Maar mense is nie so eenvoudig nie. Jy stap byvoorbeeld ook by die huis en jou vrou of jou man of jou vriend of jou kind antwoord jou kort af. En wat doen die ego? Die ego neem onmiddellik 'n foto en sê, hulle is kwaad vir my, klik, saak is afgehandel. En nou reageer jy op daardie foto. Jy raak dalk self stil of jy raak nors of jy trek terug of jy begin self argumenteer of jouself verduidelik. Maar wat as jy na die fliek gekyk het? Wat as jy daardie persoon dink daaraan dat hulle dalk 'n moeilike vergadering gehad het of 'n moeilike kliënt gehad het? Wat as hulle bekommerd is oor geld of oor ander issues? Wat as hulle sleg geslaap het? Wat as hulle iets dra waarvan jy dalk op daai oomblik niks van weet nie? Skielik verander alles, nie omdat die feite verander het nie, maar omdat jou perspektief groter geword het. Ek dink baie van die konflik in ons lewens gebeur omdat ons fotos probeer verstaan wat eintlik deel van 'n fliek is. Ons sien een toneel en dink ons verstaan die hele storie. Ons sien een fout raak en sê vir onsself, ons dink ons ken daai persoon. Ons ervaar een teleurstelling en dink ons ken die toekoms. Ons hoor een nee en dink, dit gaan vir altyd so wees. Maar die lewe is baie groter as dit. En die Bybel verstaan hierdie spanning baie goed. Jesus is vol genade, maar ook waarheid. Nie genade of waarheid nie, genade en waarheid. Prediker sê ook, daar's 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag. Nie huil of lag permanent nie. Paulus praat van bedroef wees, maar tog altyd blymoedig wees. Nie bedroef of bly nie, bedroef en bly. Die geloofspad self is 'n en pad. Want aan die een kant vertrou jy God, maar jy plant ook die saad in die grond. Jy bid en jy werk, jy rus en jy beweeg. Jy gee oor en jy neem ook verantwoordelikheid vir wat jy oor beheer kan hê. Miskien is dit waarom so baie van ons vassteek. Nie omdat ons nie intelligent genoeg is nie, nie omdat ons nie hard genoeg probeer nie, maar omdat ons die lewe probeer reduseer tot twee opsies wanneer God 'n hele landskap en 'n hele wêreld voor ons oopgemaak het. Die dag wanneer jy ophou om net foto's te neem en begin om die fliek te kyk, gebeur iets ongelooflik.
Jy raak minder verdedigend, jy raak minder veroordelend, jy raak minder angstig, jy raak meer nuuskierig, meer geduldig, meer begripvol. En skielik ontdek jy dat die lewe nie bestaan uit of nie. Dit bestaan uit duisende moontlikhede tussen die twee uiterstes. En dalk is dit presies waar die wysheid bly. Nie aan die een kant van die tou nie, nie aan die ander kant van die tou nie, maar in die ruimte groot genoeg om albei waarhede tegelyk te kan vashou. En ek hoop jou dag is lekker en ja, gaan leef en gaan maak ruimte vir mense rondom jou en gaan kyk na die film en moenie net kikkies vat en jou hele lewe en ander mense takseer op dit nie. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.